Dis so 3 minute voor 7. Goeiemôre, good morning. Nou ja, baie mense is bekommerd oor vandag se kinders, maar vandag se kinders word deur vandag se ouers grootgemaak. Die boek Ewige Beginsels om suksesvolle kinders groot te maak verpak 5 basiese beginsels wat ouers sal help met om grondliggende waardes aan hulle kinders oor te dra. Die boek is oorspronklik geskryf deur Javo Roosenoff en vertaal in Afrikaans vir Lig en Duisend Uitgewers deur ons volgende gas, Dominee Skalk. Skalk, goeiemôre. Môre Pieter, baie dankie vir die geleentheid. Dit is so lekker om jou hier te hê. Waar het jy nou vir die eerste keer met hierdie boek te doen gekry? Pieter, ons is maar altyd op die uitkyk vir publikasies wat ons kan vertaal in Afrikaans. En een van my kollegas het hierdie boek gelees en hy het hom toe aan my voorgestel en gesê, maar dalk is dit een wat ons moet by Lig en Duisternis moet uitgee. En dis hoe die boek op my radar verskyn het en ja, toe ek hom begin lees het, natuurlik, die boek is eintlik oorspronklik in Bulgaars geskryf, so my Bulgaars is nou nie so goed nie, maar ek het hom uit die Engelse weergawe uit vertaal, maar 'n mens werk daarom maar saam met die skrywer ook en hy, as dit so hier en daar 'n bietjie vir jou moeilik is en jy weet nie presies wat hy bedoel nie, kan jy daarom met hom gesels en vir hom vra wat bedoel hy daarmee. En hoekom was dit ook vir jou belangrik om hom van die Engels na die Afrikaans ook in te vertaal? Weet jy Pieter, by Lig en Duisternis Uitgewers het ons die slagspreuk kyk hoër, delf dieper en sien meer. Jy weet, ons leef in 'n samelewing wat eintlik so oppervlakkig is in 'n sekere sin en baie keer so in die horison kan vaskyk en dit maak ons hopeloos, want ons het geen motivering eintlik om meer aan te gaan nie. Terwyl as ons bietjie hoër kan kyk en daarvoor het jy nodig om dieper te delf, dan sien jy meer. So ons gaan soek na publikasies en stof en materiaal wat ons aan mense kan bied, wat juis vir hulle kan help om dit te kan doen. Maar nou ken ons ook ons volkie. Ons weet hulle lees nie graag die Britse taal nie, so ons probeer om goeie materiaal, behoudende materiaal, Bybelgetroue materiaal in Afrikaans vir hulle te vertaal en dan so aan te bied. En die voordeel van dit is, dit gee ons die geleentheid om boeke wat regtig internasionaal baie goed doen, uiteindelik ook aan te bied vir ons mense en dit vir hulle toeganklik te maak. Want interessant genoeg, jy het ook so vinnig genoem dat hy in Bulgaars of Bulgarije ook baie suksesvol was. Ja, die boek is daar al meer as 20.000 kopieë verkoop. Nou jy moet verstaan, Bulgarije kom uit 'n baie sterk kommunistiese agtergrond uit, baie sterk kommunistiese en sosialistiese denkraamwerk. En maatskappye wat nou ewe skielik die vrye markstelsel betree en daardie beginsels wil toepas, het hierdie boek gevat en gesê, maar dis presies wat ons nodig het en hulle het dit gekoop by die duisende vir hulle werknemers en dit vir hulle kinders gegee om te lees, want hulle het gesê, dis die beginsels wat nodig is om regtig van hulle kinders 'n sukses te maak. So het Roosenoff sy eie ervarings en dinge neergepen toe hy ook nou 'n pa geword het, of wat is die agtergrond van die boek? Ja, hy sê ook in sy voorwoord dat hy is natuurlik soos enige ouer mag gekonfronteer met die uitdagings van ouerskap en hy is 'n entrepreneur. Jy weet so, hy het vanuit sy entrepreneuriese agtergrond uit het hy begin dink oor hierdie goed, maar hy is ook 'n Christen. En dit het hom gehelp en gesê, maar reg, wat is die basiese beginsels wat uiteindelik in die onderbou is en wat ek vir my kinders behoort oor te dra sodat hulle goeie gereedskap het en nie net afgerig word om sekere goed op sekere maniere te doen nie, maar uiteindelik vir hulle self kan dink en as vry mense in die wêreld kan leef. Hoorie, en waar begin hy? Wat se beginsels het hy uitgelig? Want ek dink daar's so baie, jy kan nie net sê hier's 3 of 4 of 5 nie. Ja, wel hy het nou die 5 basiese beginsels uitgelig. Dinge soos vryheid en rentmeesterskap en wetmatigheid en oorsaak en gevolg en natuurlik tyd en hoe 'n mens tyd hanteer. En 'n mens sou seker kon argumenteer dat daar ook ander beginsels is, soos byvoorbeeld dissipline ensovoorts, maar ek dink baie van daardie ander beginsels val eintlik onder hierdie 5 hoofopskrifte. En die lekker ding is van die boek is, hy het verskriklike goeie voorbeelde wat hy gebruik, nie net uit sy eie agtergrond en sy eie leefwêreld uit nie, maar veral uit ander tradisies uit ook wat hy inbring. Veral die Joodse tradisie, nogal interessant genoeg, ek vermoed hy moet iewers 'n bietjie Joodse invloed hê, maar hoe hy sal verduidelik hoe die Jode dinge gedoen het en wat ons daaruit kan leer as Christene ook in die manier hoe ons kinders grootmaak. Kom ons bespreek hulle net so vinnig hierdie beginsels. Die eerste een wat vryheid aanbetref. Ja, vryheid is 'n sensitiewe onderwerp vir ons, nee. Nou vandag is nou jeugdag, maar ons hou daarvan om te praat van konsentrasiekampdag, want vandag is ook die instelling toe Lord Milner die verskroeide aardebeleid ingestel het op 16 Junie.
En ons weet wat gebeur het, daar's ook 'n groep jong mense, kinders en vrouens wat toe in konsentrasiekampe gesit het. So hoekom ek dit sê is maar net ons volkie ken iets van die stryd rondom vryheid. Maar moet nou nie 'n fout maak nie, wat hy oor vryheid skryf het min te doen met politieke vryheid, maar hy skryf wat is die basiese beginsel van vryheid, en vryheid gaan daaroor om vry te wees onder die heerskappy van God, om vir jouself te kan besluit. Jy weet, en ons leef eintlik in 'n wêreld waarin ons nie toegelaat word om dit te doen nie. Kan ek 'n stukkie voorlees uit die boek uit, waar hy bietjie skryf oor Israel se situasie, en dan hoor net hoe hoor ons onsself in Suid-Afrika hier. Nou ons ken hierdie gedeelte eintlik in die Bybel baie goed, maar nou hoor hoe beskryf hy dit. Ongeveer 3400 jaar gelede het daar 'n volk aan die oewers van die diep waters van die Nylrivier gewoon, in een van die welvarendste en vrugbaarste gebiede van Egipte. Hulle het die een ding gehad wat moderne volke die meeste begeer: sekuriteit. Vir hulle was daar absolute werksekerheid en gesondheidsorg en onderwys en voedsel was voor die voet gratis. Hulle het nou wel nie vryheid gehad nie, maar in ruil daarvoor het hulle 'n vlak van lewenssekuriteit gehad waarvan vandag maar net gedroom kan word. Volgens hedendaagse standaarde was dit die volmaakte samelewing gewees. So, dis eintlik ironies, en snaaks genoeg is dit hoe ons mense vandag dink. Alwaarvoor ons werk is daardie soort sekuriteit, terwyl ons eintlik bereid is om 'n klomp van ons vryhede, ons godgegewe vryhede eintlik prys te gee in ruil vir hierdie soort slawerny. Wat die volgende enetjie aan dan betref is rentmeesterskap. Ja, nou rentmeesterskap ken ons, dit gaan oor die vermoë om verantwoordelikheid te neem vir die hulpbronne wat aan 'n mens toevertrou is. Jy weet, as 'n mens kyk na moderne ouers, dan is dit altyd vir my opvallend. Ek weet daar's omstandighede, ek meen ons leef nie meer in sulke veilige omstandighede soos wat ons dalk groot geword het toe ons kinders was en jou pa vir jou gesê het, man, klim op die fiets, jy moet by die rugbyveld uitkom en jy moet self daar uitkom. En so vandag doen ons alles vir ons kinders want ons wil hulle beskerm, ons wil hulle veilig hou, maar ons vat dit eintlik baie verder. So ons pak hulle kosblikke vir hulle. Ons vra vir hulle, het jy onthou om jou kosblik in jou tas te sit? En as hulle hom nog steeds by die huis vergeet het, dan sal mamma gou-gou in die kar spring en Boetie se kosblik skool toe vat. Want Boetie kan nie sonder kos bly by die skool nie. Maar Boetie word nooit geleer om verantwoordelikheid te neem vir dit wat eintlik sy verantwoordelikheid was in die eerste plek nie. Hy moes daardie kosblik gepak het. Hy moes gesorg het dat hy in sy tas is. Hy moet sorg dat sy huiswerk gedoen word. Maar wat doen ons nou? Ons bel die juffrou en sê, "Ag, Boetie was gister so moeg geweest. Hy kon nie by sy taak uitgekom het, hy kan 'n uitstel kry." So dit gaan oor daardie verantwoordelikheid om kinders te leer om dat vryheid ook met verantwoordelikheid kom. Maar weet jy wat? As ons dit nie vir ons kinders leer nie, dan sê Rusinov in die boek, dan maak ons eintlik goeie kommuniste groot. Want wat doen hulle as hulle uiteindelik uit die skool uit is? Hulle gaan soek 'n groot ouer wat al hierdie goed vir hulle gaan doen. Hulle wil geen verantwoordelikheid vat nie. Hulle wil net hê alles moet vir hulle gebeur en alles moet hulle in skoot val. Right, kom ons vat die volgende, ons tyd is besig om uit te hardloop skakel. Die volgende is wet. Ja, wet gaan eintlik, kyk, ons leef in 'n samelewing waar morele standaarde en dit wat eintlik vir ons bepaal wat reg en verkeerd is, baie gerelativeer word deur mense. Elkeen se waarheid is mos maar deesdae sy eie waarheid nie waar nie. Rusinov herinner ons en sê nee, maar daar is 'n hoër morele kode en dit is die wet van die Here. Hy is uiteindelik in beheer en hy het dit vir ons gegee en ons moet ons kinders ook leer dat hulle aan daardie standaard gehou word en dat daar ook konsekwensies is as 'n mens dinge verkeerd doen. Dink byvoorbeeld op 'n rugbyveld. Hoeveel keer speel kinders nie, dan kry die kinders 'n geel of 'n rooi kaart, dan gaan sit hulle nou daar op die stoel waar hulle nou moet wag en dan kom die afrigter by hulle en sê, "Ag, toe my man, hy skeieregter weet nie waarvan hy praat nie." En eintlik leer ons nie vir hulle om verantwoordelikheid te vat en hulle self aan 'n hoër standaard te hou van wat reg en verkeerd is nie. Dis 'n lekker voorbeeld wat jy daar gebruik het, né? Volgende een is oorsaak, gevolg. Oorsaak en gevolg, ja, hy skryf in die boek en sê jy moet verstaan, dit is soos wetenskap. Nee, vir elke aksie is daar gelyk en 'n teenoorgestelde reaksie vir 'n mens. En 'n mens moet jou kinders leer dat daar 'n verband is tussen dinge. Byvoorbeeld dit wat jy insit, dit wat jou vermoëns is en dit wat uiteindelik gebeur. Want uiteindelik is dit maar weer daardie ding van dinge gaan nie net in jou skoot val as jy nie hard werk nie. Nee. Iemand het gesê harde werk klop altyd vir talent as talent nie ook hard werk nie.
En ek dink dit is wat hy in daardie beginsel vir die kinders wil leer. En dan laastens tyd. Tyd is 'n belangrike een want tyd beïnvloed hoe ons oor tyd dink en ons tydsingesteldheid is nogal 'n belangrike manier hoe ons in die lewe uiteindelik gemotiveer word om dinge te doen. So hy bespreek 3 tydsperspektiewe. Die eerste, jy kry mense wat verlede georiënteerde mense is. So dis mense wat altyd sal sê, ag jong, weet jy wat, in ons dae was alles soveel beter gewees en as ons maar net kan teruggaan na hoe dinge was, dan sal ons soveel beter vaar in die samelewing. Maar daardie ouens het geen motivering om iets nuut te doen en innoverend te wees nie, waar nie, want hulle verlang eintlik maar net na die verlede. En dan kry jy hede georiënteerde mense. Dis baie keer mense wat dikwels aan verslawing daarin uitgelewer raak. So want hulle leef net vir die oomblik. Dink aan jou kinders, jy stap in 'n winkel in, toe my kinders klein was het dit een keer gebeur, dan koop hulle nou vir hulle iets, dan kom hulle by die kasregister en hulle wil betaal, dan het hulle nou klein geld, dan sê hulle vir my, wat kan ons nog koop? Hulle dink nie daaraan om daai geldjie te bære vir later en te spaar nie. Nee, en dan kry jy toekomsgeoriënteerde mense wat natuurlik leef met 'n toekomsperspektief en as gelowiges, as Christene het ons 'n baie sterk toekomsperspektief en daarom hoef ons nie in die oomblik bevredig te word nie, want ons bevrediging is uiteindelik in die toekoms. Waar gaan ons oral hierdie boek kan kry om onder oë te kan kry? Weet jy Pieter, hy is beskikbaar op ons webblad www.liginduisternis.co.za. Hulle kan hom sommer aanlyn daar bestel. Hy kos, as ek reg is, ons gaan al daai details kry. Ons moet groet. My vriend, baie dankie vir die kuier. Ek kan nog 'n uur met jou gesels hieroor, maar onthou hierdie gesprekke is ook later op ons YouTube kanaal. Ons kuier nou weer verder.